Weet jy dat God elke dag met jou wil praat? God is een wat praat. Hy ignoreer nie, hy verwerp nie, hy bly nie stil nie. Ons wil dalk nie altyd luister nie, dan dink ons God bly stil, maar dit is nie die waarheid nie. God praat elke dag. En ek wil jou vra, 'n bietjie moeite te doen met God se woord. Wie hoeveel moeite het die Here met sy woord gemaak? Moeite gedoen dat ons God se woord kan hê. Nou, wat ek wil jou aanmoedig is, Spreuke het 31 hoofstukke, my maand het 31 dae. Wil jy nie bietjie elke dag Spreuke lees nie? Nou vanmôre is Spreuke 4. En dan kan jy dink, maar ek het dit al gelees, maar dis verbasend om Spreuke te lees en te sien hoe die Here met ons praat. Nou, ek luister nou die dag na 'n sakeman en hy sê die beste besigheidsboek wat jy kan lees is Spreuke. En dan wil ek jou aanmoedig om dit te lees. Nou hoor wat sê Spreuke 4 vers 1. Vandag is dit die 4de Mei. Nou hoor wat sê hy: kinders, luister na my. Gee aandag aan jou pa se vermaaning. Slaan ag daarop sodat jy insig kan kry. Die opvoeding wat ek julle gee is van hoë gehalte. Moenie my onderrig ignoreer nie. En dan sê hy, ek was self ook 'n kind van my pa en die enigste oogappel van my ma. So ek was self 'n kind. En baie keer dan besef kinders nie, maar luister, pa, ma was self ook 'n kind gewees. Luister na die vermaaning. Nou hoor wat sê Efesiërs 6. Dan skryf Paulus. Hy sê, kinders, omdat julle aan die Here verbonde is, moet julle aan julle ouers gehoorsaam wees. Dis mos die regte ding om te doen. Hy sê, eer jou vader en moeder is die eerste van die 10 gebooie waaraan 'n verbond verbinde is, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank op die aarde mag lewe. So, as jy na die 10 gebooie gaan kyk, dan is dit die eerste gebod wat 'n belofte by het, wat as jy hierdie doen, gaan daai met jou gebeur. Nou sê Spreuke vandag, gee 'n bietjie aandag aan die vermaaning van jou pa. Eer jou pa en ma, luister 'n oomblik daarna. Nou, kan jy sê, wanneer moet ek na my pa luister? Ek is nou al groot. As jou pa vandag nog leef, luister net bietjie. Ek sê eendag vir ou, sê my jy ry in die kar, en jy bestuur en jou pa ry saam, jou pa sê gaan links. Wat maak dit saak om links te gaan? Sê my jou pa sê wees versigtig, stop. Wat maak dit saak om te stop? Dit maak ons niks saak nie. Sê my jou pa sê, jong, wees versigtig, kyk daai kar. Dis 'n gesindheid van ek luister na my pa. Nou wat baie mooi is, dan kom Paulus en hy sê, en paas, moenie julle kinders so behandel dat hulle verbitter word nie, maar voed hulle op met dissipline, teregwysing wat die Here se goedkeuring wegdra. Nou het ek al baie daaraan gewonder. Hoekom sal kinders verbitter raak? Kinders raak verbitter wanneer pa een ding sê en 'n ander ding doen. Kinders raak verbitter as pa nie hulle ma respekteer nie, hulle ma nie lief het nie. As pa verkeerde goeders doen, dan raak kinders verbitter. Maar as kinders agterkom dat pa die waarheid praat, dat pa die beste vir hulle in ag het, opstaan, 'n goeie pa staan mos nie op en dink, hoe kan ek my kind seermaak vandag nie? Maar opstaan met te dink, hoe kan ek my kind lief hê? Hoe kan ek my liefde bewys aan my kind? En dan wil ek vir paas vra, behandel jou kind so met dissipline en teregwysing wat die Here se goedkeuring wegdra. Nou ek luister nou die dag na iemand se getuienis waar sy pa met 'n elektriese koord geslaan het, dat hy amper dood is. En dan dink die pa dissipline. Dink jy God dra daai dissipline goed? Dink jy dis reg vir die Here? Dis ons nie reg vir die Here nie. Dissipline is hoef net te praat, jou woord te hou, ernstig te wees, mooi te praat, en sê luister, dis wat ek van jou verwag, en by jou woord hou. En dan wil ek vir kinders vra, wil jy net 'n bietjie moeite doen om vir jou pa en ma te luister nie? Net omdat jy aan die Here behoort, omdat dit vir die Here is. Dis wat God se woord vandag sê, Spreuke 4. Kinders, luister na my, gee aandag aan julle pa se vermaaning. Dankie dat jy luister, jy is 'n great blessing.